Die volgende gesprek is tussen my en professor Koos Malan. Professor Malan is 'n gerespekteerde konstitusionele juris. Ons gesels oor die howe en of dit Suid-Afrika kan red. Ek hoop jy geniet die gesprek. Professor Malan, ons praat vandag oor die vraag, kan die howe en litigasie Suid-Afrika red? Dis 'n vraag wat ons dikwels by Sakeliga kry. Professor is 'n genoot hier by ons. Jy is om ons te adviseer oor sulke aangeleenthede, die vrae na die orde, vrae na die reg, vrae na die konstitusionele aard van die orde. En ek wil prof graag raadpleeg vandag oor hierdie vraag. Kan die howe en litigasie Suid-Afrika red? Nou, professor Malan, net vir die kykers hier, u is 'n professor gewees in konstitusionele reg by die Universiteit van Pretoria. U het verskeie boeke geskryf, Politokrasie in 2011, die 'n peiling van die dwanglogika van die territoriale staat, so dit is konstitusionele werk. Het ook 'n boek geskryf, There is no Supreme Constitution in 2019 en ook 'n handboek, 'n inleiding tot die konstitusionele reg in 2022. So, ek kan nie aan iemand beter dink om hierdie vraag voor te vra nie. Wat is prof se eerste reaksie op hierdie vraag? Kan litigasie en die howe Suid-Afrika red? Goeiedag Piet. Ja, Piet, is aangenaam om hierdie gesprek met jou te voer. En dit is vir my veral aangenaam om om tweedens die baie reguit algemene vraag wat jy gevra het, baie reguit te antwoord, met 'n baie kort antwoord, maar om daarna darm te kwalifiseer. Die antwoord is nee. Die vraag het natuurlik 'n agtergrond, wat die betrokke vraag inderdaad ter sake maak. Die agtergrond is dat daar in Suid-Afrika eintlik 'n diskurs, 'n geloof tot stand gekom het, wat presies daai vraag genootsaak. Want die indruk is vir 'n baie lang tyd geskep, dat ons het nou in 1994 en daarna 1996, wat in werking getree het in 1997, die huidige grondwet gekry. Dit is 'n oppermagtige grondwet. Dit gee voor om gewaarborgde regte voorsiening te maak, en meer bepaald gee dit voor om 'n verskanste grondwet te wees. En dan beskik dit oor al die beweerde meganismes wat 'n behoorlike grondwetlike bestel volledig moontlik maak. Eintlik sonder enige probleme, sonder enige haakplekke. Een van die belangrikste ten minste strukture waarvoor die grondwet voorsiening maak, is die howe, wat natuurlik altyd daar was, maar in hierdie bepaalde geval, kragtens die huidige grondwet, het die howe in die finale instansie, die konstitusionele hof, 'n baie uitgebreide hersieningsbevoegdheid om eintlik oor enige aangeleentheid te verhoor, 'n uitspraak daaroor te gee, en dan baie belangrik, ons gaan dit nog bietjie later bespreek, bevele te verleen. Die indruk wat daardeur geskep is aangesien die grondwetlike hof hersieningsbevoegdheid het met betrekking tot enige aangeleentheid wat die grondwet raak, met inbegrip van die baie breë pakket van grondwetlike regte, nie net burgerlike en politieke regte nie, maar baie belangrik ook 'n breë pakket van maatskaplike regte, sosio-ekonomiese regte. Die indruk wat geskep word is, dat aangesien al daai regte bestaan, en die grondwetlike hof, wel die howe in die algemeen, maar dan in die finale instansie die grondwetlike hof, die hersieningsbevoegdheid daaroor het, dat die howe inderdaad in staat is om eintlik al Suid-Afrika se probleme met inbegrip van alle probleme rakende regte op te los. Maar dit is inderdaad nie korrek nie. Dit is 'n baie geromantiseerde sienswyse oor wat howe in die algemeen kan doen, oor wat litigasie, gedingvoering in die algemeen kan vermag, maar spesifiek met verwysing na die ernstige en groeiende probleme ten aansien van die funksionering van die staat wat ons in Suid-Afrika ondervind, is dit veral in Suid-Afrika 'n besondere geromantiseerde siening. Die howe kan weliswaar met betrekking tot 'n klomp aangeleenthede geskille bereg, bevele verleen, tot die voordeel van litigante en tot die voordeel moontlik van die publiek in die breë, maar dan is dit baie spesifieke kwessies. Die howe is egter nie in staat, en ons kan behoort uitgebrei daarop in te gaan, om Suid-Afrika, veral Suid-Afrika se
strukturele probleme, al die groot vraagstukke waarmee Suid-Afrika te kamp het, naasten by oplos nie. Howe in die algemeen en die grondwetlike hof meer spesifiek is trouens nie daarvoor aan mekaar gesit nie. Dis nie daarvoor ontwerp nie. Ja, ek wil meer vra oor waar die onderskeid tussen die howe en die samelewing. En tot die watter mate die howe die samelewing in stand kan hou. Maar dit tref my dat die antwoord nee, 'n baie reguit antwoord op die vraag, kan die howe en litigasie Suid-Afrika red? Prof sê baie duidelik nee. En ek sal ook nou meer daaroor wil vra, want daar is sekere goed waarvoor die howe baie goed is. Prof gee dit ook nou te kenne, en ons by Sakeliga litigeer baie dikwels. Maar die litigasie, soos ons dit hier doen, is nie in die eerste plek om 'n politieke stelsel te red nie. Dit is om iets anders te bewerkstellig, in konkrete gevalle, 'n verandering te bewerkstellig in die manier hoe sekere dinge gebeur, omdat ons dink dit tot voordeel is. So die vraag hier is, wat ek mee wil begin, is die beskrywing wat Prof nou gegee het oor die rol van die howe ten opsigte van 'n staat of 'n land, is natuurlik nie uniek aan Suid-Afrika nie. Die romantiese ervaring of die romantiese siening dat howe Suid-Afrika sou kon red, mens sou daai vraag kon vra, kan die howe Colombia red? Kan die howe die FSA red? Kan die howe China red? Mens kan elkeen van daai vrae in daai konteks vra. Het ons nie hier te doen met 'n moderne verskynsel van die juridifisering van die politiek nie, die idee dat die reg die politiek kan vervang? Hoe kan hier's miskien twee verskillende goed, en dis dalk hoekom hierdie vraag so moeilik is om te antwoord. Die een is 'n regsvraag en die een is 'n politieke vraag, en dalk is daar 'n verskil in hoe mense die twee goed moet benader. Ja. Die punt wat jy nou geopper het, laat my dink aan 'n stelling wat Dennis Duwys, wat op sigself 'n regter is en wat natuurlik 'n akademikus was by die Universiteit van Kaapstad en ook by Wits gemaak het, kort nadat die interim grondwet in werking getree het. Hy het na die howe verwys as eintlik 'n soort van 'n amptelike oppositie teen die regering, wat presies binne die kader val van dit wat jy nou geopper het, asof die howe in staat is om daai breë rol te kan vervul. Dit is inderdaad nie die geval nie. Trouwens, die uitgangspunt van daardie stelling, van daai breë, tegelykertyd, ons kom maar weer die woord gebruik, geromantiseerde stelling, is dat die howe iets totaal buitekant die staat bykans en totaal buitekant die regering veronderstel. Dit is nie waar nie. Ons werk met, en daarmee is al oor eeue gewerk, met die verdeling van owerheidsgesag tussen die wetgewende gesag, die uitvoerende gesag en die regsprekende gesag. Maar as mens gaan kyk na wat oor dit tydperk van eeue gesê is, deur etlike mense, al vanaf die dae van Graaf de Montesquieu in die middel van die 18de eeu. Dit word veral aan Graaf de Montesquieu toegeskryf, dat hy hierdie drieledige onderskeid, as dit ware aan die groot klok gehang het. Maar hy het self in sy boek, sy groot werk, die Gees van die Wette, het hy op 'n plek geskryf dat die howe se vermoë om inderdaad die wetgewende gesag en die uitvoerende gesag tot orde te roep, is in die finale instansie maar eintlik baie skraal. En dit is veral verder 'n soort van kritiek wat verder voortgesit is binne die konteks van die Amerikaanse grondwetlike diskurs, waar daar natuurlik veral sedert die dae van Marbury teen Madison, die eerste groot saak in 1803, waarin die Amerikaanse Hooggeregshof die Amerikaanse regering tot orde geroep het en bepaalde aksies van die Amerikaanse regering ongrondwetlik verklaar het, sonder dat dit in die grondwet ingeskryf is, maar dit toe aanvaar is inderdaad deur Madison, wat op daai stadium die president was. Nou goed, so dit het die agtergrond geskep vir 'n baie lang debat al oor 'n tydperk van baie eeue omtrent, oor wat is werklik die vermoë binne die Amerikaanse konteks om die staat, om die regering, die owerheid, om die owerheid, die wetgewende en veral die uitvoerende gesag tot orde te roep. En die punt is, daar's eintlik drie swakhede. Die eerste ene is, howe is doeteenvoudig inherent in 'n sekere sin ondoeltreffend. En dit is iets wat normaalweg in die
in die teorie nie in ag geneem word nie. Maar howe is ondoeltreffend vir die doeteenvoudige rede dat 'n hof beskik nie oor 'n polisiemag nie. 'n Hof beskik nie oor 'n weermag nie. 'n Hof kan in die finale instansie maar net vertrou dat wanneer dit 'n bevel gee, dat die hof self soveel morele gesag het en soveel intellektuele gesag, maar let wel nie mag nie, soveel intellektuele en morele gesag het dat die uitvoerende gesag maar aan sy bevele sal uitvoering gee. Daarbenewens is dit eintlik niks. So in daai opsig is die howe nie soseer onafhanklik nie, maar eintlik afhanklik. En dis 'n baie belangrike ding om in ag te neem. Trouwens, in Suid-Afrikaanse regspraak het hierdie feit trouwens telke male ter sprake gekom. Reeds in 2008 was daar 'n uitspraak, baie belangrike en op daardie stadium 'n uitspraak wat baie bespreek is. Dis die uitspraak in die Nyati saak van die Grondwetlike Hof, waarin die Grondwetlike Hof te kampe gehad het met staatsdepartemente wat doeteenvoudig nie sy bevele uitvoer nie. Die Grondwetlike Hof het op daardie stadium gelas dat 'n inventaris opgestel moet word van die hoeveelheid van bevele wat gegee is deur die howe waaraan nie voldoen is nie. Die inventaris is opgestel en daar was 308 gevalle. Nou dit verteenwoordig eintlik maar net 'n baie klein fraksie op daardie stadium en sedertdien natuurlik van bevele wat inderdaad doeteenvoudig agterweeg gebly het en waarin die uitvoerende gesag nie die wil gehad het nie of doeteenvoudig nie die vermoë gehad het om uitvoering te gee aan die hof se bevele nie. Dit het talle kere al gebeur, as gevolg waarvan mens natuurlik die verskynsel het, dat daai bevel op die keper beskou, en dis harde woorde moontlik, eintlik nie 'n bevel is nie, dis eintlik 'n versigtiging, is 'n wens, maar is nie werklik 'n bevel nie, want daar is nie die vermoë en die wil om daaraan uitvoering te gee nie. So die eerste beperking wat mens hier het is dat die howe eerste deel van hoekom die antwoord nee is, hoekom die howe nie Suid-Afrika kan red nie, is die howe funksioneer binne die staatsbedeling, nie naas die staatsbedeling, en kan derhalwe nie 'n eksterne konstitusionele krag uitoefen, in die groter sin van die woord 'n ewige magsbalans nie, maar is 'n magsbalans binne die struktuur. Dis korrek. Dis die eerste beperking. Maar daar's 'n tweede beperking hier, en dit is dat die howe nie die direkte sy eie uitvoerende gesag het nie. Ja. Dit sluit aan by die vorige punt, maar wat Prof nou gemaak het, so jy kry hier 'n verskynsel van onuitgevoerde, die minagting van die hof, en die hof het sukkel om sy gesag te handhaaf. En dan in die derde plek tref dit my dat howe natuurlik ook selde, indien ooit, Prof kan vir my sê wat die geval is, uit eie inisiatief optree. Die howe werk altyd met 'n party wat klaar moet wees en 'n party wat 'n respondent is. So dis 'n applikant en 'n respondent, en dan kan partye rondom dit ook wees. So nog 'n rede waarom die howe in sigself nie enigstens die Suid-Afrika sou kon red nie, is dat die howe nie uit inisiatief kan neem nie. Ja. Jy verg entiteite in die samelewing wat van die howe as 'n meganisme gebruik maak. Ja. So jy het in elk geval 'n inisiatief, 'n akteur in die samelewing nodig. Dis reg. Inderdaad, mens kan dit ook in die volgende woorde saamvat deur te sê, howe is inherënt reaktief. Hulle kan nie inisiatief neem nie. En daarbey kan 'n mens natuurlik, so is afhanklik van 'n party wat 'n saak voer, 'n applikant of 'n eiser wat 'n saak begin. Ja. En dan kan 'n mens natuurlik daaraan toevoeg dat die howe beskik natuurlik ook nie werklik oor finansiële vermoë nie. Hulle is ten aansien daarvan is hulle ook afhanklik van besluite, begrotingsbesluite wat geneem word en wat uitgevoer moet word deur die wetgewende en die uitvoerende gesag. Maar ek wil net graag nog 'n belangrike faktor noem. En daar's iets van ek myself net herinner wat ons tog later net moet bespreek. In die lig van wat jy nou gesê het, Piet, dat die howe is deel van die staatsbestel. En is omdat hy deel van die staatsbestel is, dat hy eintlik 'n inherente swakheid het met betrekking tot sy vermoë. Dis as gevolg daarvan wat ons ook tog net 'n bietjie later aandag moet gee, en ek dink ons sal, aan hoe bring jy dan 'n behoorlike konstitusionele orde, funksionerende orde, konstitusionele orde tot stand,
waar die staatsakteurs as dit ware nie betrokke is nie, waar jy ander akteurs moet betrokke hê uit die sakesektor en uit die privaat sektor ten einde 'n behoorlike konstitusionele orde wat gegrond is op die beginsels van konstitusionalisme om dit moontlik te maak. Dit is baie belangrik en is veral belangrik vir instellings soos Sakeliga, vir sakekamers, vir ander mense in die wêreld van besigheid en natuurlik vir die burgerlike samelewing wêreldwyd en ook in Suid-Afrika. Maar goed, ek wil net wys op die ander inherente swakheid van howe. En dit is, ons sê dat daar is 'n drieledige verdeling van owerheidsgesag soos ons nou gesê het. Dan neem ons aan, maar dit beteken dat die hof eintlik soos Dennis Duwys gesê het, amper 'n soort van 'n oppositie kan wees teen die regerende party of regerende partye om dit nou op datum te bring met betrekking tot ons huidige veelparty regering. Maar dit is insgelyks nie waar nie, want wat jy het met betrekking tot die verdeling. Jy het 'n verdeling van personeel, vir soverre as wat 'n regter byvoorbeeld nou nie, terwyl hy 'n regter is, 'n lid van die uitvoerende gesag mag wees, of 'n lid van die wetgewende gesag mag wees nie. Hy kan dit daarna wees, soos in die geval van Sloppy, maar nie terwyl hy of sy op die regbank is nie. So daar's 'n verdeling van personeel, en daar's 'n verdeling van arbeid. Met ander woorde, terwyl die howe regspreek, kan hy uit die aard van die saak nie uitvoering gee aan wetgewing nie, en hy kan ook nie wetgewing maak nie. Maar dit is nagenoeg waar die verdeling ophou. Want fundamenteel, en dis 'n baie belangrike feit om in ag te neem, behoort die 3 verdelings van staatsgesag, van owerheidsgesag meer korrek. Veral in die situasie wat ons in Suid-Afrika gehad het tot baie onlangs, behoort die howe en die wetgewende en uitvoerende gesag, die regerende party spesifiek, is hulle eintlik maar geanker in een en dieselfde stel van ideologiese uitgangspunte en verbind tot die realisering van daardie uitgangspunte. En ek het daaroor geskryf in een van die boeke in There's No Supreme Constitution, waarin ek talle uitsprake bespreek het, wat uitsprake is van 'n ideologiese aard, of meer korrek, waarin kwessies van 'n ideologiese strekking ter sprake was. En in daardie uitsprake was dit feitelik voorspelbaar, wat my betref klokslag voorspelbaar, dat die howe, meer bepaal dan nou die konstitusionele hof, uiteindelik sou uitspraak gee ten gunste van die wetgewer wat die betrokke wetgewing gemaak het, soos wanneer dit kom by Black Economic Empowerment of Affirmative Action of 'n taalkwessie of iets in dier voege wat gaan tot die put van die ANC se eie ideologiese uitgangspunte, was dit feitelik voorspelbaar dat die grondwetlike hof uitspraak sou gee ten gunste van die uitvoerende gesag en by implikasie dus ten gunste van die ANC wat die uitvoerende gesag vir 'n tydperk van 3 dekades gedomineer het en in 'n beduidende mate na die totstandkoming van die veelparty regering in Junie van jaar natuurlik nog steeds domineer. Dit beteken nie 'n mens sê maar die Suid-Afrikaanse howe is inherënt sleg nie of is inherënt ondeugsaam nie. Dit beteken dat mens doeteenvoudig 'n inherente verskynsel en 'n inherente karaktertrek uitwys. Wat verskeie, wat elders in die wêreld ook voorkom. Dit kom in elke hof in 'n staat bestel voor. Net so. Trouwens, die beste voorbeeld daarvan, sou mens weer na kan verwys, is natuurlik die Amerikaanse Hooggeregshof. Ek meen, ons weet, dit het veral gebeur sedert die bewindstermyn van Trump in 2016, hoe dat daar ewige stryd gevoer is, telkens wanneer regters in die Amerikaanse federale hof, die Amerikaanse Supreme Court aangestel moet word. Vir 'n doeteenvoudige rede, dat al die politieke partye, wel die 2 politieke partye wat daarbey betrokke was, het geweet dat Trump se aanstellings is natuurlik aanstellings van mense, voorstelle van mense, nominasies van mense met 'n sterk politieke uitgangspunt, met sterk politieke oortuigings. Net soos dit was in die tydperk van vorige presidente. Wat egter wel gebeur het in die Amerikaanse politiek is natuurlik dat jy 'n verhewiging gehad het van ideologiese voorkeure, wat te gelykertyd net so 'n verhewiging teweeggebring het van wie op die regbank aangestel moes word.
dis 'n baie duidelike demonstrasie, 'n grafiese demonstrasie daarvan dat die howe inderdaad veel minder onpartydig is Ja. as wat die teorie ons sou wou leer. Nou ons sal nou keer na waarvoor die howe dan wel deursaam en nuttig en waardevol is. Maar nog vra terwyl ons nou nog by die nee-deel van hierdie gesprek is. In hierdie driedeling, dit tref my die driedeling Montesquieu na wat die prof verwys het wat gesê het jy het uitvoerende gesag, die regsprekende gesag en die wetgewende gesag. As mens die vraag vra, kan die howe Suid-Afrika red? Dan vra jy eintlik die vraag, kan die regsprekende gesag die staat red? Of die bestel red? Ja. Maar deel van hoekom die antwoord nee is die antwoord is nee vir elkeen van die ander dele van die drie ook. Jy vra, kan die wetgewende gesag die staat red? Kan die parlement die staat red? Nee, die parlement op sy eie kan nie die staat of die bedeling red nie. Ja. Kan die uitvoerende gesag, die polisie of die staatsdiens op sy eie die staat red? Nee, hy kan nie. So net, dis nie 'n aanklag teen die howe dat ons sê die howe kan nie die bedeling red of die staat red of Suid-Afrika red nie. Dit is ongelukkig 'n romantiese aspirasie en soos prof gesê het, ons gaan nou bekom by hoekom dit waardevol is, maar met ander woorde, dit vat 'n kern van waarheid en verwag te veel daarvan. Ja, inderdaad so. Dan is daar nog een rede. Daar was 'n tyd gelede, prof, ek dink dit is begin van die jaar, was daar 'n hofsaak gewees deur, ek dink 'n aantal partye aanhange gemaak, moontlik ook nie politieke partye, waar die hof gevra het om Eskom te verplig om sekere hoeveelheid elektrisiteit te lewer in onsekere omstandighede. En as ek reg onthou het prof destyds kritiek gehad op daardie tipe aansoek en die vraag is wat is daar fisiese perke aan wat 'n mens van die hof kan vra, want dit lyk vir my 'n mens moet elektrisiteit in Suid-Afrika hê, maar gaan die howe elektrisiteit in Suid-Afrika voorsorg? Ja. Dit was 'n saak al van verlede jaar, om die waarheid te sê. Jy is heeltemal reg. Ek het daaroor geskryf dat noem dit nou maar populêre artikels daaroor verskyn in Politics Web en ook in Rapport. Nou die eenvoudige rede waarom die howe doodeenvoudig niks daaraan kon doen nie, is omdat Eskom, wat die respondent in die aangeleentheid was, doodeenvoudig nie oor die vermoë beskik om genoegsame krag op te wek en te versprei ten einde te probeer voldoen aan dit waarvoor die applikante gevra het nie. Nou ja, dit voer terug na die ou Latynse spreuk lex non cogut attim possibilia. Die reg kan jou nie verplig tot die vermag van die onmoontlike nie. Nou wat daar gebeur het, is dat wat die partye eintlik gedoen het, was presies om dit van die howe te verwag. Nou, uiteindelik, wat in daai saak gebeur het, is dat die partye hulle aanvanklike regshulp waarvoor hulle gevra het, beduidend afgeskaal het. En dit vir die hof moontlik gemaak het om eintlik te probeer om te sê, goed, ons het ten minste jurisdiksie om aan hierdie aangeleentheid aandag te gee, sodat die bevele wat ons gee inderdaad bevele is en nie doodeenvoudig klaarblyklik maar net 'n wens nie. So daar's baie romanties weggespring, byna asof die howe 'n vorm van towerkrag mee vorendag kan kom. Maar spoedig is dat vir die slotsom gekom dat inderdaad dit inderdaad onmoontlik was en is daai regshulp beduidend afgeskaal. In watter mate daar uiteindelik wel en die hof het 'n bevel gegee, maar die bevel was toe nou baie meer beskeie, oneindig meer beskeie as waarvoor die partye aanvanklik gevra het. Of daar wel daaraan voldoen is, en dit is 'n baie interessante kwessie om dalk 'n bietjie na te vors, het ek ernstige twyfel oor. Die hof het onder andere gesê dat by polisiestasies, skole ensovoorts daar kragvoorsiening moet wees, maar ek het ernstige twyfel daaroor of dit selfs in daai gevalle gebeur het. So daar het jy doodeenvoudig te doen met 'n ander baie belangrike feit wat in die Suid-Afrikaanse opset, dis oral geldig, maar veral in die Suid-Afrikaanse opset tans is dit besonder ter sake. Dit is wanneer jy 'n hofbevel gee, wanneer jy die hof nader, is dit gebaseer op sekere aannames. Nou 'n aanname is 'n baie interessante ding. Ons maak elke dag 'n rits van aannames. Jy klim in jou motor en jy skakel hom aan, jy aanvaar, jy maak die aanname, die engine gaan werkend wees, alles is werkend en daar's brandstof in die tank ensovoorts. Maar dalk is die aanname ongeldig, want as daai motor 5 jaar tevore laas gediens is,
gaan hy waarskynlik nie in die gang kom nie. En as jy te lank gelede brandstof ingegooi het, is die tank waarskynlik leeg en so aan en so aan. Nou, jy maak daai aannames as dit ware onnadenkend. En presies op dieselfde wyse is die hele regsteorie eintlik ook gegrond op sekere aannames wat jy onnadenkend maak. Jy maak die aanname dat jy kan die hof nader om 'n bevel te maak teen die staat of teen Eskom of teen 'n ander sogenaamde staatsonderneming, omdat aanvaar word dat die staatsonderneming teen wie die regshulp gevra word wel oor die vermoë sal beskik om dan uitvoering te gee. Maar wat ons in Suid-Afrika het en toenemend in die afgelope 30 jaar gekry het en waarvan ons nou toenemend die resultaat sien, is dat die aannames is in 'n beduidende mate ongegrond. Want en is 'n term wat ek dink ons toenemend moet gebruik, die regeervermoë en meer bepaald die gereedskap van regering wat jy het in die polisie, wat jy het deur middel van Eskom, wat jy het deur middel van watervoorsiening, wat jy het deur middel van logistieke vermoë, vervoer ensovoorts, is trouens in 'n afnemende mate aanwesig. Dit bestaan nie meer nie. As jy nou vir die howe gaan vra om te gelas dat Spoornet 46 treinvragte moet vervoer tussen Gauteng en Durban en Durban se hawe, kan die hof miskien nie bevel maak, dan sit gegrond op wat 20 jaar gelede het geval is, maar daai getal het afgeneem van 46 per dag tot 13. So die hof kan nie so bevel maak nie, want die aanname asof jy 'n funksionerende staat het, is lankal daarmee heen, dit het verdwyn. Nou Prof, komende dan nou van iemand soos ek by Sakeliga en 'n organisasie soos Sakeliga wat gereeld litigeer. Ons het nou baie gesels oor wat howe nie kan doen nie. Waarom en wanneer is daar nut in litigasie en bepaald openbare belang litigasie? Gewone kontrakte regpublikasies, die huis behoort aan my of jy of diefstal of nie of daai. Dit is 'n aparte aangeleentheid. Tot watter mate kan 'n mens dan die howe gebruik wanneer daar iets in 'n land, in 'n samelewing, in 'n gemeenskap ten opsigte van die staat verkeerd gaan? Ja, laat ek net ter inleiding sê, dit waarna jy verwys het, die kontrakregtelike dispuut, die strafregtelike kwessie, die aanklag ensovoorts. Dit is so, howe los sodanige probleme by wyse van beregting en bevele dagliks op. Die caveat is natuurlik, maar net sorg maar altyd dat jy beskik oor 'n goeie prokureur en advokaat. Dit moet mens net byvoeg. Want veral teen die agtergrond van 'n verswakkende staat raak privaat regshulp, die gehalte van privaat regshulp al hoe belangriker. Waarmee howe baie kan help, ook met betrekking tot openbare belang litigasie, wat jy soos wanneer jy verwys het, die soort van dinge is waarmee organisasies soos Sakeliga, sê net maar Afriforum, Solidariteit en talle ander organisasies ook Elta ensovoorts hulle besig hou, is wanneer jy te doen het met 'n baie spesifieke probleem. Byvoorbeeld, jy het te doen soos in die Resilient saak, wat toe Sakeliga toegetree het as 'n amicus curiae, het jy die situasie gehad dat die krag afgesny is na besighede toe, wel na die munisipaliteite toe, en die munisipaliteite op sterkte daarvan nie aan besighede krag kon verskaf nie. En wat Sakeliga toe gedoen het, in samehang met die ander partye wat by die saak betrokke was om te betoog dat in daai bepaalde gevalle daar sekere grondwetlike verpligtinge berus by staatsinstellings, by staatsorgane, om onderling met mekaar uit te klaar en mekaar by te staan, ten einde, soos in hierdie geval, te sorg dat die publiek, privaat besighede, nie as gevolg van 'n staatswanfunksionering skade ly nie. In ander woorde, jy het nie 'n algemene wanfunksionering gehad nie, waaraan die hof niks kan doen nie. Jy het ook nie 'n ideologiese aangeleentheid gehad waarin die hof eintlik ook nie iets kan doen nie. Maar jy het 'n baie spesifieke aangeleentheid gehad ten aansien waarvan 'n uitvoerbare bevel gegee kon word. Dan kan natuurlik, soos wat baie dikwels gebeur, kan daar bevele gegee word
met betrekking tot spesifieke gevalle van kontrakte wat verkeerdelik toegestaan is, wat onregmatig toegestaan is, byvoorbeeld op grond van sekere BEE regulasies. Waar jy die spesifieke kontrak kan aanveg op grond daarvan dat daar ultravirus opgetree is, dat daar nie opgetree is ooreenkomstig die bestaande reg nie. Ten aansien daarvan het organisasies so Sakeliga herhaalde kere al doeltreffend opgetree. Daar was die ander geval gewees, wat mens kan noem as 'n spesifieke voorbeeld, waarin die Departement van Finansies sy eie BEE voorskrifte dit nie nagekom is nie, en Sakeliga baie doeltreffend opgetree het om die Departement van Finansies tot orde te roep, nie op grond van enige ideologiese aangeleentheid nie, nee, maar doodeenvoudig om te bepaal dat daar ingevolge die bestaande reg wat onder andere vir BEE voorsiening maak, dit doodeenvoudig nie nagekom is nie, en dat daar ver daar buite opgetree is. Dit was die saak van Pravin Gordhan gewees, wat regulasies uitgevaardig het buite die bestek van wat die wet hom toegelaat om te doen. So, jy kry 'n wen ten opsigte van BEE, maar dit is wat Prof hier sê, nie op grond van dat BEE uitgedaag word, dit is op grond van dat iets van die struktuur iets van die proses uitgedag word. Ja. Prof, dit was een BEE saak geweest, daar is ander wat ons nog oorweeg, en maar ek wil so 'n bietjie verder daaroor uitvra, en dit is Prof het nou nog gesê, as mens, ek dink dit is dalk voor die gesprek, dat wanneer mens litigeer en wanneer mens 'n saak moet aanvoer, dink ek moet 'n mens probeer om nie emosioneel te wees nie. En ek sou eintlik sê, die howe is dikwels in 'n moeilike posisie. Hulle word gekonfronteer, nie net deur Sakeliga en ander, deur enige organisasie, word hulle dikwels gekonfronteer met die vraag om probleme op te los waarmee die hof simpatie het. Die hof hou nie van die verval van die staat nie, die hof hou nie van die korrupsie nie, die hof hou nie daarvan dat mense in die water, dat die dorp tot niet gaan nie. En in elke van daai gevalle kan 'n mens aanneem, is 'n korrekte aanname sou ek sê, dat die regters in die hof oor die algemeen probeer om 'n goeie oplossing te bewerkstellig. Hulle wil graag 'n goeie uitkoms sien gebeur. En een van die dinge wat 'n mens dan kan doen is, as 'n mens na die hof toe gaan om te vra om oor reg of geregtigheid te beslis, dan kan 'n mens dalk dit moeilik maak vir die hof as mens vir hom te veel van hom vra, maar kan 'n mens in jou litigasie oplossingsgerig wees en na die hof toe gaan met sekere voorstelle? Hoe kan 'n mens jou bevele so ontwikkel dat jy vir die hof moontlikhede skep om alternatiewe regspraak te ontwikkel? Tot watter mate kan mens die hof help met oplossings, of moet jy hom net met 'n klag te konfronteer? Piet, ek dink dit is 'n verskriklike belangrike vraag, en ek kan maar die aanname maak dat jy natuurlik onder andere die vraag vra teen die agtergrond daarvan dat Sakeliga dit al tevore gedoen het. En ek dink dit is verskriklik belangrik, want die soort van probleme waarmee ons in Suid-Afrika te kampe het teen die agtergrond van 'n vervallende staat, is geweldig moeilik vir die howe om te probeer oplos. Net eers weer, howe kan nie 'n strukturele probleem oplos nie, hof kan nie 'n algemene probleem oplos nie. Dit val doodeenvoudig buite die vermoë van die howe om dit te kan doen. Maar as jy werk met 'n spesifieke probleem van staatsverval in 'n munisipaliteit, byvoorbeeld, of in 'n spesifieke staatsdepartement, die munisipaliteit byvoorbeeld Disibotla by Lichtenburg, waarby Sakeliga betrokke is, daar is 'n paar dinge belangrik om uit te lig. In die eerste instansie dink ek 'n mens moenie teesinnig wees om teen staatsorgane op te tree nie. Dis baie belangrik om nie teesinnig te wees nie. Daar heers ongelukkig 'n soort van 'n sentiment wat sê, maar luister, ons moenie die regering aanstoot gee nie. Ons moenie die ANC aanstoot gee nie. Ons moenie hierdie of daai staatsdepartement aanstoot gee nie, want ons is nog eintlik 'n bietjie afhanklik van hulle met betrekking tot sekere voordele wat ons wil hê, sekere dienste wat hulle nog vir ons moet lewer ensovoorts. Dis verkeerd. Dit is korrek om van daai standpunt uit te gaan, vir die doodeenvoudige rede dat howe is daar om juis geskille te bereg. En geskille is gegrond op die feit dat partye, nadat hulle met mekaar gekorrespondeer het, nadat hulle met mekaar onderhandel het, uiteindelik mekaar nie kon vind nie. Ja. En dat jy dan die beskaafde weg volg om jou op die hof te beroep. Ja. Met ander woorde, dit is adversatief. Dit is 'n konfrontasie wat jy by betrokke raak. Maar dit is 'n beskaafde
konfrontasie op grond van die prosesreg reëls soos in die hofreëls ensovoorts uiteengesit. En wat dit dalk nog aantrekliker maak is dat laat ek eers so sê, ons kry dikwels hierdie vraag soos Prof nou verwys het by mense wat vra, maar is dit nie hoekom is soek julle so konflik as julle litigeer? En ek dink dit kom dalk van my kollegas, my prokureursvriende het al dit vir my uitgewys dat in die privaat omgewing is ons ligtig vir litigasie. Want as ons twee besighede is of gewone mense wat kontrakteer oor 'n spesifieke saak wat ons elkeen se eie belang raak, legitieme eie belang. Ja. En ons moet dit later eskaleer in die hof, dan raak dit moeilik en dit is verskriklik persoonlik. Ja. Maar wanneer jy oor 'n openbare aangeleentheid litigeer, wanneer dit oor die gemeenskaplike belang gaan in plaas van enige eie belang, en dis die tipe litigasie waar saaklega is ons ervaring oor die regtig byna sonder uitsondering dat jy natuurlik bietjie spanning het, dis 'n konfrontering, maar dit is 'n gestruktureerde konfrontering wat nie persoonlik hanteer word nie. En ons vind dat ons baie lekker kan bly saamwerk en korrespondeer en gemoedelik verkeer met ons opponente aan die ander kant van 'n litigasie wanneer dit oor 'n openbare belang aangeleentheid gaan. Ja, ek wil dit aanvul by Prof. Is dit miskien die ding dat ons nie oor eie belang litigeer nie, maar oor openbare belang? Absoluut so. Kyk, die konsep wat mens ook hier moet ter sprake bring, is natuurlik openbare amptsbekleding. Al die kwessies waarby Sakeliga betrokke raak, sou ek sê is kwessies wat die wyse waarop die betrokke staatsorgaan wat by die aangeleentheid betrokke is, sy openbare amptsbekleding uitvoer. Dit gaan daaroor. Dit gaan nie oor die spesifieke persoon nie. Dit mag wees dat 'n spesifieke persoon dalk uiteindelik nie die bevel nakom nie, of een of ander iets anders, en dat daar persoonlik teen daai persoon opgetree moet word, maar dan is dit insgelyks teen daai persoon in sy of haar openbare ampt. Ja. Die vraag het aanvanklik gegaan, ons moet net daarby terugkom, want ek dink dit is geweldig belangrik. Baie dikwels, en my kollegas in die privaat praktyk, met wie ek baie gereeld omgaan, ek het al die jare probeer om nie ergens in die voortoring te sit nie, gaan dikwels na die hof toe, wanneer 'n saak, selfs nog voor 'n saak geargumenteer is, maar terwyl die saak geargumenteer word daar 'n konsep bevel voorberei. Nou, waar kom die konsep bevel vandaan? Dit is 'n kwessie van daai mooi woord wat ons in die regspleging het, aandagbesteding. Jy gee aandag aan die aangeleentheid. En wanneer jy as 'n prokureur en 'n advokaat aandag aan 'n aangeleentheid gee jy, en dit klink dalk 'n bietjie romanties, maar dis allermins dit. Ons moet onthou dat prokureurs en advokate is beamptes van die hof. En veral wanneer 'n hof met 'n baie netelige tamaletjie sit, en die hof sit met baie netelige tamaletjies wanneer hy werk met korrupsie en staatswanfunksionering. En die howe is openlik daaroor. Regters sê dit openlik. Hulle is dikwels geweldig gefrustreerd daarmee, want die wanfunksionerende staat is ook nadelig vir die hof. Presies om daai rede is howe in die huidige tydsgewrig as dit ware nog meer aangewese op prokureurs en advokate wat hulle amp as beamptes van die hof by uitnemendheid uitvoer deur die hof behulpsaam te wees met die moontlikheid van bevele, waaroor daar in die finale instansie natuurlik ook geargumenteer kan word. Dit is dikwels so dat 'n regter sal vir die partye vra, wel, wat daarvan as ons hierdie proses volg, wat daarvan as ons hierdie oplossing aan die hand doen, as ons hierdie oplossing gee. Trouwens, dit gaan nog verder as dit. Iets wat nou baie gewild geraak het in Suid-Afrika, juis vanweë die wanfunksionering van die staat, is die hele ding van strukturele hofbevele. Waar jy te doen het met die hof wat 'n bevel gee, maar sê ek gaan beheer uitoefen oor die kwessie of hierdie bevel na behore uitgevoer word. So ek sit 'n proses uiteen, en oor 3 maande of 6 maande moet jy terugkom en kom verslag doen. Dis natuurlik dan veral die betrokke staatsdepartement kom verslag doen hoe daar gevorder is, by watter geleentheid die hof verdere aanpassings kan maak, want die hof is nog nie functus officio nie. Ja. Goed, en dit hang alles af daarvan of jy 'n medewerkende party het, applikant het, wat spesifiek eintlik
eintlik om in 'n sekere sin in die moeilike posisie van die hof moet plaas en homself die vraag afvra, maar wat sou ek gedoen het in hierdie situasie? En die hof dan vanuit daai oogpunt help. So ek dink dis uiters belangrik. Ons is nie by Saakligging die enigste wat met sulke benadering sukses het nie, maar dit is die benadering wat ons nou geset probeer voer en ek kan maar net daarvan getuig dat ons by verskeie geleenthede, 5 keer in die konstitusionele hof al aan uitelike ander kere in Hooggeregshowe vorder om spesifieke probleme uit die weg te ruim, spesifieke verbeteringe te kry. Nie groot abstrakte verbeteringe nie, spesifieke verbetering wat 'n werklike verskil maak in of die krag aan of af is in 'n dorp, of 'n tender met of sonder BEE kan geskied, of 'n munisipaliteit op klompterreine. Nou, so ons het net kyk waar trek ons. Ons het gesê nee, die howe en litigasie kan nie die land red nie. Maar ons het ook nou in die tweede deel van die gesprek gesê, jy kan in spesifieke aangeleenthede uitstekende vordering maak, want jy volg 'n gestruktureerde probleemoplossingsbenadering as jy dit met die regte benadering volg na die hof en jy kan gunstige bevele kry wat 'n werklike verskil van soms miljarde rande, as jy dit wil ekonomies kwantifiseer, maar andersins net in die lewenstoestand en standaarde en vermoë van mense om 'n goeie lewe te lei, kan jy bewerkstellig. So dit is 'n nee in die algemeen, 'n ja in spesifieke gevalle. Selfs 'n ja in BEE, so 'n BEE is miskien iets om net nog 'n oomblik langer te bespreek en dan wil ek by die derde deel van die gesprek kom wat ek wil vra is, as dinge nie die land kan verander nie, wat dan wel? Maar kom ons handel net gou die tweede deel af. Die tweede deel gaan oor, ja, wat kan die howe bereik? Iets soos BEE is eintlik teen die politieke stroming. Ja. Die dominante politieke stroom in die land is BEE, is die transformasie ideologie van die ANC wat eintlik as the law of the land deesdae beskou word dikwels deur algemene kommentators. En hier gaan Saakligging, ons het nie net reeds sukses behaal met hierdie een aspek van BEE wat 'n prosesaangeleentheid was nie, maar ons is aktief besig om nog BEE sake te bring. Ek wil vir Prof sê wat ons daar doen en dan hoor of Prof saamstem of Prof kommentaar daarop het. Wat ons doen is in die volgende BEE sake is, ons dink daar's meer as een fase van BEE al gewees oor die jare. Ja. En ons dink daar's 'n venster van geleentheid om voordat iets gevestig raak as 'n nuwe patroon van doen, om dit stop te sit. Amper om die tentakel van die seekat wanneer hy uitgestoot word om hom te kap en terug te trek. Maar wanneer hy eers gevestig geword het, soos die BEE wat sê die staatsdiens mag van jou BEE vra voordat hy met jou besigheid doen, hy mag dit in ag neem. Dit is verskriklik moeilik om nou aan te veg, want dit was 20 jaar gelede het dit praktyk geword. Maar wat nou besig is om te gebeur, BEE vereistes word sommer tussen privaat partye afgedwing deur die staat, of om 'n lisensie te hê om enigstens te mag besigheid doen. Ons beskou dit as 'n nuwe verwikkeling. Ons dink dis nog nie gevestig nie en ons dink daar's nog ruimte vir die howe om daardie onkonstitusionele verwikkeling stop te sit. Het ons 'n kans op sukses of is ons te romanties? Piet, nee, ek dink daar's definitief 'n kans op sukses daarvoor vir 'n verskeidenheid van redes. Die eerste belangrike rede is dit is spesifiek. Jy het 'n spesifieke party, jy het 'n spesifieke materiaal wat getref word en jy het mense van vlees en bloed wat onder andere as mede-applikante kan dien of wat eetsverklaringe kan aflê sodat vir die hof aangetoon kan word en enige praktisyn sal dadelik vir jou sê dat wanneer jy duidelik kan aantoon dat hier is individuele persone of gemeenskappe wat hierdeur benadeel gaan word, dan is jou kanse op sukses natuurlik soveel beter. Veral in 'n opset wat nie is nie, maar wat voorgee om te wees dat hy vir die mense, vir die publiek omgee. Dis natuurlik 'n baie belangrike aspek en ek dink dis eintlik iets wat in Saakligging se litigasie tot sover, juis omdat dit openbare belang litigasie is, baie sterk geweeg het. Dis die eerste rede hoekom ek dink dit het 'n kans op sukses en moet inderdaad gevoer word. Die tweede rede is die politieke klimaat en ook die ekonomiese klimaat in Suid-Afrika het verander. Nou daai politieke en ekonomiese klimaat het baie te doen, ofskoon die regsteorie dit nie erken nie, maar vir sover as die regsteorie dit nie erken nie, is die regsteorie verkeerd. Dis ontoereikend. Dit is dat uitsprake word gegee, sake word bereg binne 'n bepaalde politieke konteks. Dis nie net 'n kwessie van wat is die enkele moontlike interpretasie wat gegee kan word in 'n ding nie. Daar's nooit iets
of feitelik nooit iets soos net 'n enkele korrekte interpretasie wat gegee kan word aan 'n regsreël wat voorgee om 'n regsreël te wees nie. Nee, dit kan altyd op 'n variasie van wyses vertolk word. En op hierdie stadium is een van daai variasies van wyses dat daar is nou van die kant van die nuwe regering 'n verbintenis tot ekonomiese groei. En ek dink dis 'n baie belangrike subteks wat as dit ware deurslaggewend kan wees aan die hand waarvan litigasie gevoer kan word, juis omdat die litigasie tot voordeel is nie net van die betrokke partye natuurlik, die applikant, maar tegelykertyd van die publiek in die breë as gevolg daarvan. Die derde ding is natuurlik dat mense sou vra, maar is 'n hof dan nie doeteenvoudig uitgelewer daaraan om net klinies aan die reguitvoering te gee nie. Daar's altyd 'n variasie van partye of 'n variasie van kragte, is die meer korrekte woord om te sê, wat 'n rol speel by uitsprake. 'n Hele klompie jare gelede Tenis Roux, vroeër van Wits, hy's nou ongelukkig in Australië, 'n baie belangrike artikel daaroor geskryf. En dit is dat hy gesê daar's altyd, veral wanneer jy te doen het met die soort van sake wat Sakeliga byvoorbeeld sou voer. Daar's eintlik 3 kragte. Die eerste krag is wat sê die reg in hierdie verband. Bykomend, onthou die reg is nie net op een wyse te vertolk nie. Die tweede rede is wat sê die regering? Nou in die jaar 2000 was wat sê die regering 'n baie belangrike faktor. Die ANC het 'n 2/3 meerderheid gehad na 1999. Dis nou nie meer so nie. Wat sê die regering is 'n kakofonie. Ons is nie heeltemal seker nie. Of as die regering iets sê, dan betuig die regering lojaliteit teenoor die gedagte van ekonomiese groei, inklusiwiteit en so aan. En die derde een is, wat sê die publiek? En in bepaalde omstandighede is, wat sê die publiek? Wat is die publieke belang daarvan? Nie net die publieke belang nie, maar selfs die publieke mening. Iets wat natuurlik glad nie in 'n situasie wat voorgee om geanker te wees in 'n grondwetlike oppermag 'n rol te speel nie, maar dit speel inderdaad 'n rol. En ek dink daai 3 faktore is en veral laasgenoemde, eersgenoemde die betrokke partye en dan laasgenoemde die algemene politieke en ekonomiese milieu op hierdie stadium skep die moontlikheid om nog meer as tevore suksesvol te wees in die soort van publieke belanglitigasie waarby Sakeliga en dergelike organisasies betrokke is. Ek moet net laastens sê dat daar was 'n ernstige versuim van die kant van die sakesektor. En hiervan is Sakeliga vry te spreek, want Sakeliga het 20-25 jaar gelede nog nie bestaan nie. Maar die sakesektor was heeltemal te ingetoe en het heeltemal te maklik die knie gebuig in die eerste tydperk na 1994 om sommer goedsmoeds, asof jy te doen het met 'n regering wat net goed bedoel, om sommer goedsmoeds alles te aanvaar, asof daar niks daarteen gesê kan word nie. En ek dink die sakesektor, die groot sakesektor, groot besigheid, dink ek besef toenemend dat hulle ernstige foute begaan het in die verband. En het as gevolg daartoe bygedra tot wat jy nou genoem het, naamlik om gevestigde praktyke te vestig. Om 'n praktyk te vestig wat gevestig geraak het, meer korrek gestel, wat dan die reg amper deur gewoonte word, wat nooit die reg behoort te gewees het nie. Dit is hoekom dit belangrik is om 'n ding in die kiem te spoor, wat gedoen kan word gegeewe die meer gunstige milieu waar ons nou verkeer. Prof, in die laaste 5 minute van ons gesprek, die howe is nie die antwoord nie. Die howe is die gebruik van die howe deur akteurs in die samelewing is 'n deel van die antwoord. Waar is die antwoord dan? Want die vraag is die reg en die howe kan dit Suid-Afrika red? Kan dit die land red? Dan het ons nou agtergekom, ons het nog steeds 'n behoefte om die land te red of om die samelewing beter te maak, want dis ernstige probleme in die howe. Selfs ons gebruik van die howe gaan dit nie doen nie. Dan lê hierdie miskien op 'n ander terrein as die reg. Dit lê op 'n terrein van ander akteurs in die samelewing wat mekaar nie net via die howe nie, maar ook op ander maniere uitbalanseer. Kan prof vir ons afsluit met 'n gedagte oor
die gunstige samelewing, florerende gemeenskappe. Hoe kom ons daar uit as die howe nie die volle antwoord is nie? Ja. Nie naasten by die volle antwoord is nie. Piet, dit is relatief maklik om 'n antwoord hierop te verskaf as jou kop net 'n bietjie oop is. Nou dis klink seker voorbarig om dit te sê. Die probleem van die drieledige verdeling van owerheidsgesag is dat dit jou as dit ware in 'n bepaalde intellektuele, politieke en juridiese dwangbuis toesluit. Dis nie wat dit ophou nie. Die krag van 'n samelewing lê in georganiseerde samelewingsverbande, gemeenskapsverbande, organisasies, soos sakeorganisasies, burgerlike organisasies, wat spesifieke belange dien, en natuurlik maatskappye, besigheidsondernemings ensovoorts self, in die professies. Dit is waar die antwoord as dit ware lê, want daar het jy 'n enorme hoeveelheid energie, 'n enorme hoeveelheid vindingrykheid en 'n enorme hoeveelheid inisiatief. En wat gebeur het, wat 'n baie interessante ding is dat in 1994 het die ANC as dit ware 'n funksionerende staat geërf. Die privaat sektor het natuurlik op daardie stadium in die burgerlike gemeenskap oor baie vermoë beskik. Maar relatief tot die staat het daai vermoë, daai intellektuele vermoë, vindingrykheid, inisiatief en so aan, het aansienlik toegeneem. Wat insgelyks toegeneem het, is die graad van organisasie, die standaard van organisasie, georganiseerdheid, moet ek eintlik sê, wat jy in die privaat sektor en in die burgerlike sektor het. Afrikaners byvoorbeeld is tans baie beter georganiseerd. Burgerlike gemeenskappe is oor die algemeen beter georganiseerd. Dit sluit ook mense van alle rassegroepe in. Ek raadpleeg net nou aantekeninge wat ek gemaak het met die oog op iets anders, en ek sien 'n organisasie bekend as Josie. Ek het nou nie die volle naam hier by my nie, maar dit is swart en bruin en Indiër en blanke mense in Johannesburg wat probeer om Johannesburg te red, want jy kan dit nie in die munisipaliteit oorlaat nie. Dit is as dit ware waar ons antwoord lê. Na mate, en dis eintlik met die kern van die saak, mens moet begryp dat die sukses van 'n gemeenskap, die sukses van 'n samelewing is nie geanker in van verkiesing tot verkiesing nie, maar wat eintlik die hele tyd gebeur. Dis ook nie geanker in een of ander groot gebeurtenis soos 'n nasionale dialoog wat gaan kom of gaan gebeur of nie gaan gebeur nie, maar in 'n geval weinig uitwerking gaan hê nie. Dit lê daarin om die vermoë wat daar beskikbaar is, wanneer ek verwys as regeervermoë, na mate daai regeervermoë oral rond lê en die staat nie meer die vermoë het om dit te gebruik nie, om daai vermoë op te neem tot die voordeel van jou eie gemeenskap, jou eie sakegemeenskap, jou eie kultuur, taalgemeenskap, jou eie godsdienstige gemeenskap en so aan, en dit nie oor te laat aan die staat en by die staat te pleit om dit tog maar asseblief weer op te neem, wetende dat hy nie kan nie, want ons moet net geen illusies daaroor hê nie. Die feit dat daar nou 'n nuwe regering tot stand gekom het, 'n nuwe veelpartyregering, beteken nie dat die regeervermoë nou verbeter het nie. Inteendeel, die aanduidings uit die media, uit verslae ensovoorts, met betrekking tot infrastruktuur, met betrekking tot onderwys, ensovoorts, is dat daai vermoë vanweë die feit dat dit vir so lank afgeskeep is, inderdaad verder verminder. So die verpligting is om die vermoë op 'n georganiseerde, op 'n ordelike en op 'n juridies geankerde wyse vir gemeenskappe self toe te eien, sodat jy jouself as dit ware kan harnas en self die vermoë te kan uitoefen om in die gemeenskap, sakegemeenskap, burgerlike gemeenskap, baie ook al mag wees, self daai vermoë te kan uitoefen. Dis 'n toenemende vermoë tot selfbestuur, toenemende vermoë tot selfregering, waarin daar juridies gesproke natuurlik daar's niks daarteen te sê nie. Dit is doodeenvoudig beskaafde mense wat op 'n georganiseerde,
geordende wyse verantwoordelikheid aanvaar in omstandighede waar hulle as dit ware eintlik nie anders kan nie, maar tegelykertyd moet besef dat hulle dit inderdaad moet doen. 'n Laaste woord. Ons het begin met die vraag, kan die howe Suid-Afrika red? Ons moet ook nie dink dat burgerlike aksie en die aksie en die optrede van sakegemeenskappe Suid-Afrika kan red nie. Dit sal afhang daarvan, maar jy kan bepaalde gemeenskappe red. Maar nie net red nie, jy kan hulle laat floreer. Dit is hoekom jy bepaalde gemeenskappe in Suid-Afrika het wat inderdaad floreer, wat na alle waarskynlikheid 'n ekonomiese groeikoers aanteken, wat heeltemal uit pas uit is, omdat dit veel meer is as die algemene staat se groeikoers. Dit kan florerende gemeenskappe wees. As alle gemeenskappe waar ook al hulle mag wees, oor die lengte en breedte van Suid-Afrika dit doen, dan gaan jy in die algemeen Suid-Afrika red. Maar ons moet ons nie ons aandag laat aftrek deur die vraag, maar ons kan tog mos nou nie as 'n klein gemeenskap, 'n klein sakegemeenskap op 'n bepaalde dorp of waar ook al, of binne 'n bepaalde sektor, ons kan net daai sektor tot voordeel wees, of daai dorp of wat ook al tot voordeel wees. Ons kan nie die land red nie. Moenie jouself moeg maak daarmee nie. Doen wat jou hand vind om te doen en wat jy kan vermag. As almal dit doen, goed, dan vind almal baat daarbey. Maar moenie jou aandag laat aftrek deur gemeenskappe ensovoorts wat dit nie kan doen nie en nie wil doen nie. Sorg net dat jy binne dit wat binne jou beheer is, soveel as moontlik doen om te sorg vir 'n suksesvolle, 'n veilige en 'n florerende gemeenskap waar jy aan die gang is, waar jy bedrywig is. Dit was professor Koos Malan, my naam is Piet Leroux en ons het hier gesels oor litigasie en die howe en wat 'n verskil dit in Suid-Afrika kan maak, en ons het die gesprek geëindig deur te sê die doel is 'n florerende samelewing, florerende gemeenskappe. Mens kan die howe daarvoor gebruik, maar die energie en inisiatief gaan van veel meer moet wees, veel groter aard. Professor Malan, dankie vir professor se gesprek nou en ook in die algemeen die bystand om ons te help dink aan hoe ons die howe goed kan gebruik en hoe ons die groter doel voor oë kan hou, 'n florerende samelewing. Dankie Piet, dis my voorreg.